Goeiemôre vriende, vandag is die 27ste November 2025. Ek wil julle sommer uitnooi na Sondag se Kerssangdiens wat baie great gewees. Julle kan kom saam geniet. Ek wil julle ook uitnooi na ons somerbraai toe die 6de Desember, so van 5:30 af. Ons gaan 'n vleisie hê, 'n worsie hê, 'n roosterkoek hê, pap hê, slaai hê en pudding hê na die tyd vir R120 'n kaartjie. So as julle wil iets koop, vriende, wees welkom. Stuur maar net somerbraai as julle EFT dan in dit, en dat ons kan weet. Ons wil graag by Sondag weet, die 30ste wil ons graag weet hoeveel mense kom, sodat ons dan ook die regte voorbereidings kan tref. So dit gaan baie lekker wees as ons so saam by mekaar wees. My eerskomende Sondag is dit dan die Kerssangdiens. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here God, ons wat hier in Milnerton bly, ek kan inderdaad saamstem met die psalmdigter dat ons oë opslaan na die berge, in ons geval na die berg Tafelberg. En wanneer ons hom in sy majesteit daar sien lê, Here, kom sê ons slaan ons oop na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat inderdaad hierdie berg, die hemel en die aarde geskep het. Here, en wanneer ons dit sê, kom bely ons onmiddellik. Ons weet nie lekker wat ons sê nie, want dit is net te groot vir ons menslike verstand en begrip. En die oomblik wanneer ons dit sê, Here God, kom bely ons en kom sê ons vir U, jammer dat ons dikwels so arrogant met U omgaan. U die skepper van die heelal, Here. Vader, dankie vir U wonderlike liefde, U geduld, U genade, U vergifnis in Jesus Christus, maar bovenal U nabyheid deur die Heilige Gees. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriende, ek praat baie keer met julle oor kontekste, en soos die briewe van Paulus byvoorbeeld, wat ek altyd vir julle sê, julle moet onthou, die briewe word in 'n spesifieke konteks geskryf. Vriende, ek dink dit is so belangrik, en daardeur moet julle nooit dit hoor, dat ons daardeur sê, maar ek bedoel, julle hoef nie veel te worry daar, dit is net Paulus wat dit skryf, nee, dit gaan glad nie daar, dit weet julle. Maar ons moet teologies verantwoordelik wees om vir julle te sê, Paulus het die brief geskryf 60-61 na Christus, dis die omstandighede waar is. Die wonderlike is, dat die Heilige Gees in die jaar 2025 ou dokumente, briewe gebruik wat Paulus geskryf het, wat Petrus geskryf het, wat Jakobus geskryf het, en so wat Johannes geskryf het, liewe vriende, om met jou en met my nog steeds in die jaar 2025 te kom praat. Is dit amazing nie? Maar as ons teologies daarna kyk, wanneer ek en jy vir mekaar die Bybel verklaar, liewe vriende, moet ons verantwoordelik daarmee omgaan en vir julle sê, maar inderdaad het Paulus dit geskrywe. Inderdaad was Paulus in die tronk gewees, maar skryf hy hierdie brief vir spesifieke mense in daai tyd. Absoluut. Absoluut. En die wonderlike is dat die Heilige Gees kom, wanneer ek en jy dit lees, hierdie gedeelte wat vir ander mense geskryf is, dat die Heilige Gees kom en hy kom openbaar homself deur die teks in die jaar 2025 en kom hervertaal dit vir jou en vir my, hoe ons moet lewe nou. Nee. So, dit is net baie belangrik, want ek hoor baie van hierdie ander bulle wat so praat en fundamentalisties met die woord omgaan, baie keer mense beskuldig daarvan wat kontekstueel na die Bybel kyk en sê, ja, we neem die Bybel ernstig op, die vriende, dit is so ver van die waarheid af, mense ek wil lees kommentaar liewer daarop nie. So, dit is vir my, hierdie gedeelte, ek onderstreep dit wat ek nou vir jou sê, hier's Paulus aan die woord wanneer hy sê ek, Paulus, hoop om as die Here Jesus wil, Timoteus gou na julle toe te stuur. Hy praat nou met hierdie mense, hierdie Romeine, liewe vriende, wat in die Filippi is, hierdie ex-soldate, afgetrede soldate, wat hier so bly. Ek wil sê vir julle, hoor hierso, ek wil net vir julle sê, Timoteus, wat my kollega is, wil ek baie graag na julle toe stuur. Hy sê, sodat ek ook rus in my gemoed kan hê, as ek gehoor het, hoe dit met julle gaan, want hy is bekommerd oor hierdie gemeente in Filippi, die eerste gemeente op Europese bodem. Hy sê,
Ek het trouwens niemand met dieselfde gesindheid as Timoteus, wat julle belange so opreg sal behartig nie. Al die ander soek net hulle eie belange, kom sê. So hy sê, al die ander mense wat daarna toe kom, hulle soek hulle eie belange, gaan oor selfbelang, het gaan oor eer, maar nie Timoteus, sê hy. Dit is hoekom ek wil hom graag daar na julle toe stuur. Al die ander soek net hulle eie belange, nie die van Jesus Christus nie. Vriende, ons moet so mooi kyk in die tyd waar ons lewe, wat ek ook altyd vir julle sê, pas op vir hierdie sogenaamde profete, pas op vir hierdie sogenaamde apostels, liewe vriende. Dis ouens wat hulle bietjie daar wil, so so bietjie next level, besop vir hulle. Ek sê maar net, besop vir hulle, vra vir die Heilige Gees vir julle vir ongelooflike onderskeidingsvermoë wanneer julle betrokke raak by sulke goed. Dan kom sy, so al die ander soek net hulle eie belange, nie die van Jesus Christus nie. Maar, sê hy, julle weet hoe betroubaar Timoteus is. Soos 'n kind saam met sy vader, het hy saam met my die saak van die evangelie gedien, kom sê Paulus. Ongelooflike getuieskrif vir Timoteus. Hy sê, ek hoop om hom dadelik te stuur, sodra ek gesien het hoe my sake verloop. En ek vertrou dat as die Here wil, ek self ook gou na julle toe kom sê Paulus hier vanuit die tronk. Dan gaan hy aan en sê, ek ag dit noodsaaklik om die broer Epaphroditus, my medewerker en medestryder, wat deur julle hierheen gestuur is, om my in my omstandighede by te staan. Hy het hom gestuur om by Paulus te wees, om hom te help daar met sy tronkgoed en allerlei tipe goed. Kom sê hy, hoop ek, wat julle na my toe gestuur het, om my in my omstandighede by te staan, na julle toe terug te stuur. En dan sê hy, hoor wat sê hy, sê, weet jy wat sê hy vir hulle? Epaphroditus verlang gedurig na julle almal, en bly om daaroor kwel dat julle van sy siekte gehoor het. Hy het baie siek geraak, né? En dan sê hy te Paulus, hy was inderdaad doodziek, maar God het hom oor Epaphroditus ontferm. En nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie verdriet op verdriet sou hê, né? Kyk hoe menslik stel Paulus dit, né, hierso in hierdie konteks. Ek stuur hom, sê Paulus, dan nou so gou moontlik terug, sodat as julle hom weer sien, julle weer bly kan wees, en ek minder besorg kan wees oor julle en oor hom. Ontvang hom met oop arms, kom sê Paulus vir hierdie gemeentetjie, né? As 'n broer in die Here en beheen manne soos hy met agting, want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om my die hulp te verleen wat julle self nie kon gee nie. Is dit nie 'n amazing vriende getuieskrif wat hy gee oor Timoteus en oor Epaphroditus nie? En mag dit wees as mense na jou en my lewe kyk, vriende, hulle ook so getuieskrif van ons kan gee, dat hulle kan sê, ons is medestryders, ons is medewerkers in die koninkryk van die Here, ons is mede betrokke by die werk van die Here, of dit by ons kerkvriende is, of dit by ons werksvriende is, of dit by ons gesinne is, of dit by ons families is, dat hulle kan sê, maar hierdie ou is 'n medewerker, medestryder vir die evangelie van Jesus Christus. Hy's besig of sy's besig om Jesus Christus uit te lewe daar waar sy is, of hy is. Mag dit ook van jou en van my gesê word. Amen. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.